Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ons trek by Handelinge hoofstuk 2 en my tema vandag is die kerk word gebore. En ek lees vir jou vers 41 tot 47. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hulle het God derentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet en die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. So, nadat die 120 disippels vir 10 dae gehoorsaam was en in die bovertrek volhard het en gebid het, totdat hulle die Heilige Gees ontvang het en bekragtig is deur die Heilige Gees, getuig hulle van Jesus met krag, omdat hulle nou vol is van die Heilige Gees en 3000 mense kom wonderbaarlik tot bekering. Dan sien ons 'n baie mooi beskrywing van hierdie eerste kerk. Hulle het volhard in hulle samekomste as groot groep in die tempel om saam te aanbid en ook in kleiner groepe in huise om saam brood te breek. Hulle het volhard in die lering van die apostels, saam gebid, hulle het mekaar bedien, hulle het ook saam die finansiële las van die beweging gedra. Sommiges het hulle eiendom verkoop om die kerk te finansier. Die sleutelwoord is gemeenskaplik. Die apostels het hulle deel gedoen, maar ook die res van die gelowiges, sodat die gemeente kon volhard en effektief kon wees, elke een as deel van hierdie liggaam, hulle deel en hulle roeping en hulle bediening uitgeleef. En dit is hoe die gemeente vandag ook moet funksioneer. Nie bloot as 'n byeenkoms eenmaal per week nie, daagliks behoort die gelowiges gemeenskaplik in hulle missie saam te wees. Het sy op 'n Sondag wat ons by mekaar kom in een gebou of deur die week waar ons as kleiner groepe in mense se huise by mekaar kom, by jou werk, by jou huis, heeltyd besig om gemeenskaplik om hierdie doel uit te leef. Almal besig om saam die las van die gemeente te dra en die koninkryk van God uit te bou. En die gemeente het daagliks gegroei. Dis wat ons ook sien en wat ons ook sal sien as ons getrou in hierdie bly waar ons gemeenskaplik saam doen waartoe die Here ons elkeen roep as deel van die gemeente. Kom ons bid saam. Here, mag elkeen van die kinders hierdie waarheid snap dat ons so gemeenskaplik moet verkeer. Mag ons 'n funksionele liggaam wees wat saam die las dra en elkeen ons deel doen. Mag ons sien hoe U daagliks mense byvoeg wat gered word. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag geniet. Tot volgende keer.